Welkom by ons pot, waar ons gesels oor die lewe saam met Jesus. Ek is Junay. En ek is Marina. Yes, ons bly dieselfde met elke episode. Ek weet nie hoe lank mens jouself nog moet voorstel actually nie. Seker maar vir as nuwe mense Dis 'n join. intro. Vir daai een persoon, elke maand kry ons een persoon by. So vir Ja. daai een persoon. Goed, kom ons bid voor ons verder gaan. Here, baie dankie vir hierdie geleentheid wat ons het om saam te kom en te gesels oor U, Vader, om U naam groot te maak en ook U woord te versprei, Vader. Dankie dat U vir ons 'n geleentheid skep om 'n gemeenskap te vorm met mense met wie ons nie noodwendig in aanraking kan kom nie, Vader. Dankie dat U selfs tegnologie gebruik om U koninkryk te bevorder. Gebruik ook elkeen van ons om U lig in die wêreld uit te dra. Raak my en Marina se lippe aan en laat dit wat ons sê regtig die mense se harte raak en vrug dra in hulle lewe in die naam van Jesus Christus. Amen. 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 So, ons het besluit ons gaan dinge bietjie anders doen. Ons voel Seisoen 2. ons voel spirit driven. Ja. Ja. So, ons albei is onderwysers wat meeste van die mense wat luister seker weet. En aan die begin het ons gesê die idee met die pot is dat dit 'n gemeenskap is vir dames en dat ons by mekaar kan leer en deur mekaar se struggles kan leer. Maar toe raak dit baie teacherig, né? Ek dink ons was bietjie juffrou. Ons was baie juffrou. So ons het 'n stukkie gevat en dan het ons basically geteach oor die stukkie en ons is nie regtig gekwalifiseerde Bible teachers nie. So dit maybe dit die gevaar geloop om mense te laat dink wat ons sê is soos nie wetties nie, maar om nie self die goed te gaan toets nie. Anyway, so wat ons besluit het ons vanaf gaan doen is net gesels. Want dit is wat gemeenskap is. Gemeenskap is struggles deel en dis ook wat ons aan die begin gesê het ons wil doen en ook die cool goed wat die Here met ons deel. Share. En ander bemoedig. Ek voel dit is eintlik soos die main ding. Want ek dink ons almal gaan deur dieselfde goed en ek dink dit is lekker as jy weet jy is nie die enigste wat hierdie goed gaan nie. En dis nie dalk presies dieselfde nie, maar dis soortgelyk. Ja. En dan en 'n uitdaging is 'n uitdaging. Hy kan in verskillende vorms of kleure of wat ook al kom. Maar as mens sien een persoon het 'n uitdaging oorkom deur die krag en die liefde van die Here, dan weet ons hy is nie 'n respecter of persons nie. So ons weet ons kan dit dan ook doen. Dit is bemoedigend. Ja. Goed. En dis wat ons wil wees. Ons wil bemoedigend wees. Dit is actually iets wat hy in die boek van Romeine het baie vir my uitgestaan. Ons het 'n ruk terug deur die boek van Romeine gewerk. En daar was soveel keer wat Paulus gesê het hy wil hierheen gaan en hierheen gaan en hierheen gaan om mense te bemoedig. En dis actually dit was daai tyd wat ek te vir jou gesê het kom ons dink oor hierdie hoe ons die pot doen. Ja. En want dit is nie regtig net bemoedigend om die hele tyd net ek dink soos basically geskool te word in die woord nie as jy verstaan wat ek sê. Want ons Maar ek glo ook dit het sy tyd gehad. So ek glo ook dit was God se plan. Maar seisoen 2 voel vir my 'n bietjie onvoorspelbaar. Yes. It's giving adventure. Ja, so ons is op 'n nuwe seisoen dink ek van kom kyk hoe ons vat. En dit is nogal cool want dit voel vir my dit is nie ons plan nie. Yes, dis lean in. Gee vir die Holy Spirit plek om te move. Baie cool. So ek het wel vroeër die maand of direk na ons vorige pot soos jy het maar doen, het jy baie planne gehad vir die pot, onthou jy? Ek het. En toe weer ek vergeet obviously vandag. Ja. En ek in die kar toe het ek mos nou al een keer hierdie met jou beleef. So toe sê ek nou vir die Here, waaroor gaan ons dan nou praat as Marina nou weer vergeet het wat sy wil sê. En toe kom die gedagte by my, ek weet dit was seker 'n reeks gedagtes. So ek het gedink aan die bediening waarby ons die naweek was van die vrou wat gesê het, nee, dit was nie daai bediening nie. Dit was iets wat sy gesê het, maar iewers het ek gehoor van 'n vrou wat gesê het as jy 100% vir die Here lewe, gaan jou man of sy hart vir die Here gee of die Here gaan jou man uit jou lewe uit verwyder. Daai is die twee goed wat gaan gebeur. Maar jy gaan op 'n plek moet kom waar jy 100% jou lewe oorgee van jy gaan okay wees daarmee wanneer dit gebeur. As jy so, poepaai hondjie nou, vrot. Ryk. Yes. Ja. Sy stem nie saam met wat ek sê nie.
Sy sê Sally. Ek is al gewoond seker daaraan, Jo. ek het niks Okay, verraai. anyway. Dalk was ek nie in die lyn. Anyway, back to die pot. Onvoorspelbaar. Toe besef ek, sis, God is 'n God van liefde, maar hy is nie 'n God van compromise nie. En toe dink, soos ons dink baie keer liefde is compromise. Dis amper wat die wêreld ons leer, nê? Die wêreld leer vir ons, as jy lief is vir iemand, dan is jy bereid om te compromise. So julle meet mekaar halfway. Waar daai idee van liefde is glad nie God se idee van liefde nie, want Jesus het nie ons halfway gemeet nie. God se idee van liefde is voluit. So ek gee alles, al gee hy niks. Jesus het sy hele lewe gegee vir ons om gereconcile te word met die Vader. Dis God se idee van liefde. So God se idee van liefde is sacrifice. Beteken dit ons moet ons geloofsbeginsels sacrifice in 'n huwelik? O nee. Want hy staan bo alles. Amen. Ja. So vir jou partner, hoe ek het toe nou in my kop, want toe sê ek nou soos ek gaan obviously met scripture skryf hierdie, want ek voel nie mense kan sulke sweeping statements maak nie. Ek het nog nie scriptures gekry nie, maar ek het besluit ek moet in die pot begin scriptures kry as ek ietsie sê. So Jesus sê dat die grootste gebooie is jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel, jou verstand en al jou krag. Al jou krag is net in Markus bygesit, maar dit is cool. En die tweede gebod en gelykstaande aan die eerste gebod is jy met jou naaste so lief hê soos jouself. So eerste al jou liefde moet vir God wees, wat beteken dis basically 'n driehoek. God bo, jy en jou naaste onder. Jy het God lief met alles en jou naaste het jy dieselfde hoeveelheid lief as jouself. Dit beteken vir God sal jy alles sacrifice en vir jou naaste sal jy alles behalwe God sacrifice. Ja. En as dit is hoe ons lewe, dink hoe anders gaan ons lewe. Dink hoe anders gaan ons huwelik lyk. Maar ek dink die ding is, ek dink nie mense moet sê ek hoor 100% wat jy sê, maar dit beteken nie mense moet glad nie compromise nie. Ek dink dit wat jy sê is dit gaan oor wat jy compromise. Ja. Persoon, as ek nou Saterdag aand wil The Bold and the Beautiful kyk en David wil Supersport kyk, dan kan ek compromise, want dit het nie ewigheidswaarde nie. Nee, maar dis nie compromise, dis sacrifice. Dis wat ek sê. So nie compromise is ek verstaan nie. Compromise is ek gee ietsie en jy gee ietsie. Ons kry mekaar in die middel. So sacrifice is enige iets sal ek vir jou neerlê behalwe wat God van my verwag. Ek hoor. Ja. Dit maak 100% sin. Ja. Onderstreep. Ja. Mic drop. Highlight. Okay, dis die einde van die pot, julle. Dis lekker van gaan in vrede. Ons kan dit elke dag doen. Sê, as petrol nie so duur was. Ja, so dit is legit en dit is wat ek my gebed is vir die Here toe nou ek nou hier by die heuwel opry. Is dis hoe ek God wil lief hê. Dit is hoe ek almal wil lief hê. Ek wil almal lief hê dat ek sal enigiets sacrifice vir hulle behalwe God. En ek wil God lief hê dat ek enigiets vir hom sal sacrifice. Nee? Ja. That's a prayer. Dit is. Daar's nou net 'n eekhoring op in die dak. Hulle bly so. Cool. Ja. Vandag is 'n besige dag. Besige background noises. Yes. Ja. Okay. En jy Mariens? Waarmee is jy besig met jou? Baie dieselfde. Ek dink definitief gehoorsaamheid. Ek dink vir my is dit nog baie moeilik om te weet wanneer is dit God en wanneer is dit ek. Ek dink ons het al baie daaroor gepraat. My gebed is letterlik elke dag suiwer my hart. Kyk deur my hart, al is dit elke dag. Kyk asseblief deur my hart. En as dit nie my begeerte is nie, maak dit my begeerte. Want ek wil graag daar wees waar ek sê alles vir God. En ek is baie keer bang dat ek doen dit omdat ek guns van mense soek. En dit is so dit is my bekommernis. So dis definitief 'n pad wat ek moet stap. En hy praat met die mense. As jy persoon ons goed wat 'n mens moet werk en ek dink dis die lekker ding as jy agterkom daar's iets wat skaaf en daar's iets wat skuur en seer maak en pla,
dan moet jy dieper daarin gaan. Ja. Ons is baie keer geneig om te sê die man is nie so erg nie, of ek het nie nou tyd daarvoor nie, of my lewe is te besig nou om na hierdie te kyk. Maar ons moet erns maak met die goed, die stemmetjie wat in ons agterkop sê, hierdie pla jou, want dit is iets wat jy weet jy aan moet werk. En dit is, God is so getrou, nog elke keer. Ek sê vanoggend vir my pa, as ek ophardloop by die berg, dan ek opstap by die berg, dan is dit gewoonlik vir my struggle. En ek dink ek het vir jou ook gesê, as ek opstap, dan is dit soos ek stoei met die goed waarmee ek sukkel. En as ek op die reguitste kom, dan is dit asof ek net verstaan. Dit is asof God dit vir my duidelik maak hoekom ek daarmee sukkel en vir my antwoorde gee oor goed. En dit is nogal baie cool. So ek definitief dieselfde. Ek wil ook definitief daar wees waar ek alles God gee. En ek dink as mens op daai punt kom, dan sien mens baie goed raak wat nie ewigheidswaarde het nie, waarin jy vasgeklou het en waarmee jy beklei het. En vir my op die oomblik is dit ook moeilik om nie om na mense te luister en nie heeltyd vir hulle te sê dis hoe ek het gedoen het nie. Ek sukkel Want met en ek wil, want ek dink baie keer, en dit is ook wat vir my die naweek en jy dit opgebring is, waar die vrou gesê het daar's 'n spesifieke tyd vir alles. En sy het dit gesê en dit het half oor my kop gevlieg. En toe jy sê luister, toe jy dit weer vir my sê, toe hoor ek dit en toe maak dit vir my sin op God se tyd. En ons moet regtig dit vashou. So selfs as iemand by jou praat, baie keer is dit nodig dat iemand net praat en die seer uitkry en net van dit ontslaa raak, dat hulle die bitter uitkry. En dan op 'n later stadium gaan God vir jou tyd gee wat jy met hulle gaan sit en sê, ek hoor wat jy gesê het, maar hierdie is die waarheid. Dit is soos ek het letterlik. So jy weet mos die Here gee vir my goedjies soos langs die pad gooi hy vir my goedjies neer. Jy's 'n bederf. Die laaste wat ek gekry het 'n mouthguard, so ek weet nie dit soos ek was soos rarig, Here, moet ek hierdie optel? Kan ek bietjie wag? Begrawe dit, En ek soos nee, u gaan nou vir my moet sê wat hierdie is en obviously 'n mouthguard, guard your mouth, nê. So dis pretty obvious gewees, maar die heeltyd anksien hy my om goed vir mense te sê. Soos ek kry die heeltyd soos mense sê goed en of om my en dan sê soos dan sit hy dadelik soos 'n amper soos 'n klein skokkie in my hart en dan sê soos ag jy moet nou ietsie oor sê hoor. En dan sê ek soos okay, ek sal, dan sê ek dit. En dan die heeltyd wonder ek soos ek sê nou wat hy sê en ek sien baie keer is dit nie altyd vir almal lekker om te hoor nie. En aan die ander kant weet ek iets vir my guard my mouth gegee. So ek so confused oor wat nou hier aangaan. En nou toe jy praat, toe besef ek vra nie wanneer. Is as jy moet iets sê, maar dan vra ek nie wanneer moet ek dit sê nie. Dan sê ek soos okay, klim op my foon en sê hulle. So dit was actually nou 'n cool revelation wat ek nou net gehad het. Maar ek wou die scripture net kry wat ek gesê het. Ons gaan nou nie sweeping statements maak nie. So in Johannes 13 vers 35, dit kan ook anders wees want hierdie is nou Engelse weergawe en hulle verskil baie keer met een vers. So by this everyone will know that you are my disciples if you love one another. So ons weet love equals sacrifice. Die Bybel het dit klaar vir ons geleer. So dit beteken ons moet alles neerlê behalwe God. Ja. So maar ek wou nou nog iets vir jou sê terwyl jy gepraat het oor met die struggle en dan as jy bo kom, voel jy of jy revelation kry. Dit laat my dink aan Dawid, wat soos altyd aan die begin van sy Psalm, dan stoei hy half met God en dan aan die einde dan het hy hierdie revelation. Maar ek dink dit is die proses. As ons ewen terugdink soos aan die Ou Testament waar Jakob met God gestruggle het voordat God sy naam verander het na Israel toe. Vir God om Jakob se identiteit te verander, moes Jakob bereid wees om met God te stoei. So ek dink wat baie van ons verkeerd doen is ons bring nie daai struggles na God toe nie. Ons hou daai goedjies vir onsself en ons kom net en bid vir ons kos en ons kinders en ons in plaas van soos hierdie het my hartseer gemaak soos ek kan gewoonlik hierdie goed doen. Ek weet hierdie is iets wat U van my verwag. Hoekom is dit moeilik vir my? Soos en die ander ding wat ek ook en dit is wat ons dis dan hoe ons identiteit kry. Ons kry ons identiteit in daai struggles. Want dit is wat in die eerste plek Jakob se naam verander het.
En in die tweede plek, wat sy walk verander het, want God het hom in die heup geslaan en hy het nooit weer dieselfde geloop nie. En dis wat ons verander wil hê. Ek wil hoe ek my walk met God moet verander, my identiteit Ja, moet my verander. lens wees. Mense moet nie meer kan sien. Asseblief weet jy my naam nie, want dit is te veel admin. Ja. Eendag in die hemel gaan jou naam anyway verander word, so. En die ander ding was soos, want dit is ook 'n gebed wat ek baie vrede bid. Dan sê ek soos, U moet hierdie hart van my verander, soos legit, want ek wil hê hy moet my hart verander. En dan besef ek soos dit is nie hoe hy operate nie. Hy operate nie met ons hart. Hy operate nie met beheer nie. As hy 'n God van beheer was, sou hy ons nie vrye wil gegee het nie. Hy moet ons lei. Hy moet ons lei dat ons kan ons eie harte verander, want dit is hoe hy ons design het. Hy het ons design met die potential for change. En net hy kan eintlik daai potential unlock, want net hy kan ons regtig tot inkeer en bekering en revelation en al daai goed kom eintlik net van hom af. So dis waarvoor ons moet begin bid. Wys my hoe ek my hart kan verander. En wys my waar die plekkies is wat ek nie eers van weet nie. Ja, want Daar ons is nie plekke, lekker nie. kyk ons plekke. 'n Diep benoetjie van die hartjie. Kryp daar 'n stinkpoepie van Chelsea weg. Of iets soortgelyks. Ja. Okay, dis dan nou die pot vir Ja. ek, né? Ja, Okay. So, som dit gou vir ons op, Marina. ons hele doel op aarde moet wees dat alles in ons hinker om God te dien en om hom lief te hê, want dan gaan alles verander. Yes. Dan gaan alles verander. So dit moet 'n gebedsaak wees elke dag. En ek dink alles kom daarop neer, al ons struggles, al ons alles. Ons moet dit net voor God se voete neerlê. Yes. En die res van die goed moet ons ook neerlê. Ons moet alles net neerlê behalwe God. Okay. Ek gaan vir ons bid vir die week en vir dit. En dan net weer ons almal wat luister bless. En sommer vir jou ook. Okay. Here, baie dankie dat ons hierdie tyd saam kon geniet. Dankie vir al die openbaring wat U vir ons gegee het. Seën asseblief vir elke persoon wat na die pot luister, Vader. Ek bid dat almal sal openbaring kry oor die dinge wat hulle moet neerlê om nader aan U te beweeg, Vader. Ek bid dat U ons almal ook sal help om mense meer te dien en meer vleeslike goed ook neer te lê en meer soos Jesus te lyk in die naam van Jesus Christus. Amen. Amen. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious towards you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Okay, ons gesels weer oor 2 weke. Ja. Bye.